Reg, kom ons duik dadelik in hoe om jou kop heeltemal te vernuwe tydens daai pynlike, wilde lewensoorgange. Hoekom wil ons bitter graag verander, maar dan val ons net weer terug in ou, gemaklike gewoontes? Dis mos nes om te dieet, maar jy moet net stop by die bakkery vir daai bestingkoek. Ons vloos onsself met perfeksie, maar kyk, die regte lewe is mos altyd 2 tree vorentoe, 1 agteruit. Dink aan geboorte. Jy groei gemaklik, mure druk jou vas, dis pynlik en tjoef, 'n massiewe nuwe lewe. Om daai baarmoeder te verlaat voel letterlik so sterf, né? Maar dis net jou oorgang na iets groters. Jou eerste skooldag of dalk 'n werkverloor. Elke groot fase weerspieël hierdie taai, traumatiese geboorteproses. So, hoe op aarde oorleef ons wanneer ons huidige, veilige lewe se mure ons begin vasdruk? Selfs ouens soos Nikodemus, 'n skatryk leier, het besef sy blink lewe en rykdom was net nie meer genoeg nie. Hy vra toe hoe mens fisies weergebore word. Hy het daai broodnodige geestelike kopskuif heeltemal misverstaan. Wel, dis eintlik die gees wat ons ongemaklik maak en ons doelbewus uit ons gemaksone uitstoot. Jou enigste uitweg hier, laat God toe om jou denke, jou hele manier van kyk, totaal en al te vernuwe. Ons moet geestelike fiksheid bou. Dis die spiere wat jy kort om daai ongemaklike groeipyn regtig te hanteer. Kom ons kyk na 4 aksiegerigte stappe vir geestelike fiksheid om jou hele ingesteldheid dadelik te vernuwe. Stap 1: moenie te tuis raak nie. Moenie so lekker neskop dat jy weier om vorentoe te beweeg nie. Stap 2 is om van binne nie te word. Jou innerlike lewe moet absoluut klop met jou uiterlike dade. Derdens, verander jou denke. Gebruik jou verstand as 'n kragtige stuk gereedskap om deur hierdie pynlike oorgange te stuur. Dis hoekom jy jou hart moet bewaak. Dis letterlik die filter wat bepaal hoe jy elke nuwe fase ervaar. Stap 4: gee daagliks oor. Vertrou dat God reeds besig is om daai angswekkende pad voor jou uit te plavei. So, aan watter gemaklike baarmoeder klou jy vas? Dalk is dit nou tyd om dapper uit te stap.